18 Mei, Christus liggaamlik ons volmaakte voorbeeld. Hy is verkeerd verstaan en moes dikwels alleen staan. Ek het die pres alleen getrap, en van die volk was niemand by my nie. Jesaja 63 vers 3. Watter steen sou Christus nie gevind het in sy aardse familiebetrekkings, as hulle in hom sou geglo het as een van die hemel gestuur, en as hulle saam met hom sou gewerk het om Gods wil te doen nie. Hulle ongeloof het 'n skaduwee gewerp oor die aardse lewe van Christus. Dit was deel van daardie bitter beker van droefheid wat hy vir ons moes drink. Met hulle kort meetsnoer kon hulle nie die sending verstaan wat hy kom vervul het nie. En om daardie rede kon hulle nie met hom simpatiseer in sy beproewings nie. Hulle hard onvriendelike woorde het getoon dat hulle 'n verkeerde begrip van sy karakter gehad het, en nie besef het dat daar 'n vereniging van die goddelike met die menslike was nie. Hulle het hom dikwels in groot droefheid gesien, maar pleks van hom te troos, het hulle gees en hulle woorde net sy hart verwond. Hierdie dinge het sy pad met dorings besaai. Die misverstand in sy eie huis het Christus so gegrief, dat dit vir hom 'n verligting was om nie daar te wees nie. Dikwels kon hy net in eensaamheid verligting kry en in gemeenskap met sy hemelse Vader. Diegene wat geroep is om vir die ontwil van Christus te ly, wat misverstaan en gewantrou word, selfs in hulle eie huis, kan vertroosting vind in die gedagte dat Jesus net so moes ly. Hy ontferm hom oor hulle. Hy beveel hulle sy geselskap te soek en verligting te vind waar hy dit gevind het, naamlik in gemeenskap met die Vader. Diegene wat Christus aanneem as hulle persoonlike saligmaker, word nie as wees gelaat om die beproewing van die lewe alleen te dra nie. Hy neem hulle aan as lede van die hemelse gesin. Hy laat hulle sy Vader, hulle Vader noem. Hulle is sy kindertjies, dierbaar vir die hart van God. En met hom verbind met die teerste, blywendste bande. Net soveel hoër as wat die goddelike bo die menslike is sy besondere tedere gevoel teenoor ons ook baie sterker as die van ons vader en moeder in ons hulpeloosheid.